Verskeie skuwe in die DA se minister en adjunkminister portefeuille is aangekondig, onder meer die verwydering van die landbouminister John Steenhuisen en die jongste verbruikersprysinflasie bekend gemaak. Goeiedag, dit is tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Die DA-leier Jordan Hill Lewis sê hy het president Cyril Ramaphosa ingelig oor verskeie veranderings aan die party se verteenwoordiging in die kabinet na 'n evaluering van sy ministers in die regering van nasionale eenheid. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, word deur die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, vervang. David Meneer neem die portefeulje van Bosbou, Visserye en die Omgewing oor. Steenhuisen skuif na die posisie van adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging, terwyl Alexandra Abrams adjunkminister van Elektrisiteit en Energie word. Lewis sê die herskikking is daarop gemik om DA-verteenwoordigers se prestasie te versterk en beter dienslewering binne die kabinet te bevorder. Die Agbus IDC Landbou Sake Vertroue Indeks het verder gedaal en staan nou op 45 in die tweede kwartaal van 2026, die laagste vlak sedert middel 2024. Die syfer dui daarop dat Suid-Afrikaanse landbousake steeds pessimisties oor sakeomstandighede is, aangesien enige vlak onder 50 as negatief beskou word. Volgens die opname word swak sentiment aangedryf deur hoë kunsmis en energiepryse weens die konflik in die Midde-Ooste, asook die voortgesette uitwerking van back-and-close in die beesbedryf. Verdere druk kom van laer wêreldpryse vir suiker en koring, stadige tariefreaksie in die plaaslike mark en kommer oor moontlike El Niño weerstoestande vir die 2026-2027 seisoen. Statistiek Suid-Afrika het aangekondig dat die jaarlikse verbruikersinflasie in Mei tot 4,5% gestyg het, teenoor 4% in April. Dit is die hoogste vlak sedert Julie 2024. Die gevolge van die konflik in die Midde-Ooste het Suid-Afrika se ekonomie verder geknou. Die prys van beide grade petrol het in Mei met R3,27 per liter gestyg, terwyl die prys van diesel met R5,27 per liter toegeneem het. Vervoerinflasie, een van die vernaamste gedeeltes van Statistiek Suid-Afrika se inflasiemandjie, het met 9,4% in Mei op 'n jaargrondslag gestyg. Dit het 1,3 persentasiepunte tot die oorhoofse inflasiesyfer bygedra. Die adjunkminister van Justisie, Andries Nel, het die virtuele hof besoek wat immigrasiesake in Durban aanhoor. Die gespesialiseerde hof val onder die Landdroshof in Durban en is deel van die regering se planne om wetgewing oor onwettige immigrasie af te dwing. Die hof is tot stand gebring om immigrasieverwante sake van die 7000 Malawiërs wat in die Sherwood Park gemeenskapsaal is. Volgens die departement van Binnelandse Sake het 1876 nie dokumente nie. Altesaam 676 Malawiërs is intussen reeds vrywillig gedeporteer. Volgens Nel kon 80 deportasiesake teen gister afgehandel word. Die polisie moes skokgranate en rubberkoels gebruik om 'n groep ontevrede Malawiërs by die Sherwood-saal in Durban uiteen te jaag. Die Malawiërs weier om na die Lindela repatriasiesentrum in Gauteng vervoer te word of om die perseel te verlaat. Die frustrasie het ontstaan nadat die vroue en kinders toegelaat is om met busse huis toe te vertrek, terwyl die mans na die Lindela repatriasiesentrum geskuif word. Die voormalige prokureur Piet Viljoen verskyn na verwagting môre in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria, nadat hy gister by die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem is. Viljoen is deur die valke in hegtenis geneem nadat hy uit die Verenigde State gedeporteer is, waar hy nagenoeg 100 dae in aanhouding was. Hy staan tereg op klagtes van bedrog, diefstal, vervalsing en oortredings van die wet op die voorkoming en bestryding van korrupte aktiwiteite. Die aanklagte hou verband met die beweerde onwettige verkoop van eiendomme van die Johannesburgse eiendomsmaatskappy in 2010, waarvoor die maatskappy glo nooit betaling ontvang het nie.
Dit dan jou nuus op Pretoria FM se platforms. My naam is James Kemp. Ons gaan weer môre verder kyk na die jongste nuusgebeure.